Liewe Vader, daar is geen maklike manier om so 'n diens te begin. Daardie oomblik wanneer die kus hierin gestoot word, Here, dan word daardie finaliteit in ons harte vasgemaak. En al wat ons vandag kan doen, Here, is net om ons hoop op U te plaas. Om elkeen van ons deur dit te dra, ons vas te hou, ons sterk te maak. En Here, dat ons sal uitvind uit hierdie hele krisis, hierdie hele situasie, wat is U perfekte en U volmaakte wil vir ons. Vader, ek wil bid dat U vertroosting gee soos wat net U alleen kan. Here, ek as mens kan nie daardie troos gee nie. Ons kan ook nie daardie troos in onsself vind nie, ons kan dit net by U vind. En daarom bid ek, Here, dat U troos en U rus en U vrede met elkeen hier sal wees. In Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons neem ons dit plekke. Vir die van die wat my nie ken nie, ek is Elma de Villiers, kom al 'n lang pad, saam met Eileen, Lalien, Johan, Frikkie, waar weer nog gebly het, met Tannie Bertha en almal, so ons kom 'n lang pad saam. Daarom wil ek ook van my kant af, en namens ons as 'n gemeente ook vir julle sê, julle is in ons gebede, my diepste medelee met hierdie verlies. Daar is nie woorde vir dit nie. Ek herinner my die dag toe ek met my eie moeder se begrafnis in 'n unreal situasie gesit het, want dit voel unreal. Jy sit daar, jy kyk na die kus en dit voel net nie werklik nie. Maar ons God is 'n God van realiteit. En realiteit is, hy gaan julle deur dit dra. Julle moet net vashou. Terwyl ons so sit, gaan ek vra en dat jy vir ons die eerste lied sal speel. En dit is so mooi. Lord, I'm not okay. Some days I'm tired, I can barely stand. Life feels heavy, more than I planned. But you said I'll never walk away. So I hold on to what you say. Lord, I'm not okay, but I'm still here. You see my pain, you catch my tears. The world moves fast, but you stay near. Lord, I'm not okay, but I'm still here. My heart feels broken, my hope runs low. I don't have answers, but this I know. You promise I'm close when
like I've been trying to find. Lord, I'm not okay, but I'm still here. Your love is steady, your voice is clear. Through every doubt, you pull me near. Lord, I'm not okay, but I'm still here. Wie van julle kan saamstem met dit? I'm not okay. Maar ons is hier. En niks gaan dit verander nie. Ek kom 'n lang pad saam met Eileen. Ek het haar leer ken as 'n vrou met 'n ongelooflike kans. Sy is 'n vrou wat nie 'n maklike lewe gehad het nie. In die eerste plek dink ek nie dit kan maklik wees om jou skoonma by jou in die huis te hê nie. Ek weet sy het. Haar skoonma by haar in die huis gehad, haar skoonsister, broer, haar gesin. En deur dit alles het Eileen vasgestaan. Sy is deur soveel dinge al in die lewe. En nooit maar nooit het Eileen laat los nie. En vandag wil ek vir julle 'n boodskap bring wat ek voel die Here spesifiek deur Eileen vir julle wil gee. Vir julle as 'n gesin, as 'n familie, as vriende. Ek het vir julle gevra, Here, wat preek ek? Ek was so stom geslaan toe Eileen my bel. Dit was die laaste boodskap wat ek verwag het om te kry. En van daar af het ek net gesê, Here, wat sê hy? En die Here begin om 4 lesse in my kop te sit en dit was so amazing toe Eileen vir my stuur aan ma se gunsteling verse. Pas er perfek in. Perfek, julle gaan nou hoor. Daar was 2 skrifgedeeltes wat sy vir my gestuur het. Psalm 118 vers 8 en Filippense 4 vers 13. En ek wil vir julle hierdie lees, maar Psalm 118 gaan ek vers 7 tot 9 lees. Hy sê, die Here is vir my as my helper. So sal ek dan neersien op die wat my help. Dit is beter om by die Here te skuil as om op mense te vertrou. Dit is beter om by die Here te skuil as om op edeles te vertrou. En dan Filippense 4 vers 13 wat sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Eileen moes alles op haar eie deur staan. Sy het op haar eie deur voortgebeur. Maar sy het vasgehou aan 4 belangrike beginsels en dit is 4 beginsels wat ek voel as Eileen vandag hier kon staan. As sy hier kon wees om nou met julle te praat, met julle op Facebook te praat, wie ook al later op YouTube kan kyk. As sy nou vir julle in die oë kan kyk, Eileen, Johan, as sy julle 2 in die oë kan kyk, dan sal sy vir julle sê, luister, na wat ek vir julle nou wil sê. Uit hierdie skrif uit, die eerste les, wat sy uit Psalm 118 gekry het is, God is my helper. Sy het nie op mense staat gemaak nie. Sy het nie haar hulp by ander mense gaan soek, haar hulp by ander mense gaan kry. Jy kon na Eileen toe gegaan het en gevra vir hulp. Want sy het geweet, God is haar helper. Ek wil vir elke een van julle vandag sê, God is jou helper. I just need to ask, everybody here speak Afrikaans? No need for me to go over into English? All happy? Okay, dan gaan ons voort met die taal van die boer. God is jou helper. Dis die eerste boodskap wat sy vir julle wil sê, as jy gaan wonder, Heer, hoe kom ek deur hierdie volgende paar dae? Hoe kom ek deur die eerste Moedersdag? Hoe kom
jou man en jou kinders by jou vrou en jou kinders. Julle het julle mekaar as familie, maar tussen dit alles weer, is daar net een wat jou nooit sal val nie, en dit is God. God is jou helper. So vat dit as haar eerste woord, as sy hier kon staan en vir julle kom sê, luister nie, sy wil weet hoe vat jy die pad vorentoe, jy kan hom nie sonder God doen nie. Stap hierdie pad, saam met God. Dit is jou eerste les. Jou tweede les, is daar gaan daar kom, wat jy voel jy wil net weghardloop. Daar gaan daar kom wat jy voel, jy het sien die kans nie voor nie. Kan alles net asseblief net wegraak, kan ek net iewers gaan wegkry in 'n plek hê, en dan kom jou ma en sy sê vir jou, daar's net een plek om te skuil, moenie by mense gaan skuil nie. Skuil by die Here. Nie net as hy jou helper nie, maar dit is beter om by hom te skuil, as om by mense te gaan skuil. Jy kan jouself toemaak met vriende en almal rondom jou, maar niemand van hulle is daar in jou gedagtes, daai oomblik wanneer jy skielik besef. En ek doen dit nou nog, dit is nou al 14 jaar sedert my ma dood is. Ek doen dit nog steeds, as ek iets gebeur en ek wil vir haar 'n WhatsApp stuur. Iets gebeur en ek wil vir my pa wat hierdie jaar 20 jaar dood is, wil ek vir hom 'n boodskap stuur. Dit gaan gebeur en jy kan nie dan by mense gaan skuil nie. Daar's net een skuilplek vir jou. Dit is by God. Mense kan vir jou troos. Mense kan 'n arm om jou skouers vir jou sit. Mense kan jou 'n pat op die rug gee. Maar wanneer alles verby is, dan gaan daardie persoon na hulle eie huis toe. En jy is die een wat sit met die krisis. En vandag sê Eileen vir jou, luister na wat Psalm 118 sê. Jou skuiling is by God. Hy is jou helper. Skuil by hom, nie by mense nie. Een ding wat ek baie van Eileen onthou, sy was glad nie statusbewus nie. Sy was so plat op die aarde soos wat 'n mens maar kan wees. En dit is haar derde les vandag vir julle. Moenie staat maak en dink, jy gaan jou geluk en jou vrede vind in status en in geld, en in gregkarre en in daai tipe goeders nie. Eileen sal vir jou sê, daar's net een plek waar jy jou geluk en jou vrede vind, en dit is by God. In Psalm 118 vers 9 sê hy, dit is beter om by die Here te skuil, as om op edeles te vertrou. Moenie op status staat maak nie. Moenie op dinge wat so mooi lyk en mooi blink staat maak nie. Waarop jy staat maak, is God. Daar's net een plek waar jy kan skuil. Ons het altyd 'n gespottery in ons huis gehad. En Eileen het dit vir my 'n paar keer daar by hulle, toe Tannie Bertha in die woonstelletjie daar agter gebly het. Sê ek vir Eileen, ek kan nie verstaan nie, maar ek het in my lewe nog nie iemand gesien wat so baie toiletpapier kan gebruik. Soos Tannie Bertha nie. Dit was altyd 'n gespottery in ons huis. Toe sê sy, ja, sy ook, haar begroting is gebaseer rondom toiletpapier en brood. Nou ons praat in ons huis van toiletpapier as wit goud. OK, wit goud. En Eileen het dalk altyd gesê, sy sê, ja, sy weet altyd, dit is die een ding wat sy moet seker maak, kyk, daar kan dalk nie rys in die huis wees, daar dalk nie vleis in die huis nie, maar wit goud sal daar wees. Vandag sê die Here vir jou, en Eileen staan en sê so, daai wit goud gaan vir jou niks help nie, net een help, en dis God. Jy kan hoeveel wit goud ook al wil hê, dit gaan niks beteken nie. Jou skuilplek is by God. Dis die enigste plek. So vertrou op die Here. Hy is jou helper. Moenie by mense skuiling vind nie, skuil by God. Moenie in weelde en in wit goud en in status en daai tipe goedes gaan hulp soek nie. Soek jou hulp by God. Maar dan kom haar belangrikste les.
Ek het myself baie keer gevra, hoe het Eileen dit gedoen? Met die haarkappery. En alles rondom dit. Die huis, die dramas. Al die mense in die huis. 2 kinders wat sy moet grootmaak. En die een keer het jy vir Eileen oorkla nie. Sy het alles gedoen wat sy moes. En haar plek in die kerk was altyd daar vol gewees. Sy het nie eens een keer gesê, luister nie, ek is vandag te moeg, ek het soveel dramas by die huis, want ek is te moeg, ek kan nie. Die een keer nie. Want sy het Filippense 4:13 ter harte geneem. En dit is haar laaste woord vir julle. Laulie, Johan, Maureen, Frikkie, julle almal. Eileen se laaste woorde vir julle is, julle is tot alles in staat. Deur Christus wat vir julle die krag gee. As jy die Here vandag erken as jou helper, as jy hom vat as jou helper, as jy by hom skuil en op hom staat maak in plaas van op mense, as jy op hom staat maak in plaas van jou weelde en jou status, dan kan jy vandag saam met Eileen sê, ek is tot alles in staat. Deur Christus wat my die krag gee. Haar boodskap is eenvoudig en ek gaan nie hierdie begrafnis uitleg nie. Haar boodskap is eenvoudig. Maak vandag die keuse. Maak vandag die keuse. Maak nie saak hoe kwaad jy vir die Here is, omdat hy nie weg is nie. Trust me, ek was ook daar. Maar maak vandag die keuse. Maak die Here jou helper. Maak hom jou skuilplek. Maak hom jou wit goud. En jy sal tot alles in staat wees. Want hy sal vir jou die krag gee. Jy gaan weer die hartseer kom. Waarin jou tweeling het jou verlos. Jy voel soos 'n enkeling. Maar die Here sê, en Eileen sê vandag, waarin ek voel ek wil dit heel spesifiek sê. Jou skuilplek was nie in haar nie. Jou skuilplek is in die Here. Dis 'n deel van jou wat weg is, maar jou skuilplek is in die Here. Vir elkeen van julle, of jy nou 'n familielid is, of net 'n vriend, maak nie saak nie. Haar woorde vir julle bly dieselfde. Vat hom as jou helper. Skuil by hom en nie by mense nie. Plaas jou vertroue in hom en nie in jou status nie. En weet, jy is tot alles in staat. Want die Here sal jou die krag gee. Jy moet dit net kies. Dis jou keuse. Dis jou keuse vandag oor hoe moeilik die volgende paar weke gaan wees. Of hoe maklik. En dit is nooit werklik maklik. Maar met die Here aan jou kant, gaan jy die Here kan kom. Jy moet ook net kies. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons deur Eileen vandag net hierdie bevestiging weer eens kon kry, dat U ons helper is. Dat ons altyd op U kan staan maak. Dat U ons bron is. En dat ons tot alles in staat is. Omdat U vir ons die krag gee. Dankie ook dat ek weet, Here, elke persoon wat hier sit, het vandag daardie keuse om te maak. En ek wil bid, dat elke een vandag sal luister na die woord wat U
via Eileen bring, om te sê, kies my. Kies my. Ek wil jou helper wees. Ek wil vir jou skouer gee. Ek wil vir jou voorsien. En ek wil jou ons aanstel om alles te doen. Kies my. Ek bid weer dat hierdie familie, hierdie vriende, die regte keuse sal maak. In Jesus naam. Amen. Dis jou keuse. Oor hoe jy hierdie pad gaan stap. Ek gaan vra en dat jy vir ons die derde liedjie sal speel in die hemel. Ek weet jy wonder soms En dit is die verkeerde een. moet gebeur. Die tweede een op jou weestyd. In jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou. Ek sal altyd by jou wees. As jy na my verlang, ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel, en ek wil net anders wees nie. Want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer. Ek is nou in die hemel, en my hart staan in jou. Nou is ek die hemel, wat is lekker om jou heen. Ek sien jou drame dag wees. Ek kon dit al doen. Ek wil nie hê jy moet huil nie. Kyk, ek is daar in die reënboog. Hier sal ek altyd wag vir jou. Hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy voel die regmaak. Hier by die kruis. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel, en ek wil net anders wees nie. Want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel, en my hart staan by jou. Nou is ek die hemel, wat is lekker om jou heen. Nou is ek die hemel, wat is lekker om jou heen. Na elke nag is daar 'n dagbreek, nag, winter, lenteprag. En oor die grense van die dood wag daar 'n blye dag, want ons geliefde Eileen gaan ons maar net terwyl vooruit uit 'n aardse wêreld na 'n ewige heerlikheid, waar daar geen skeiding sal wees nie, waar tyd nooit gemeet kan word nie.
waar daar geen sorge of kwelling kom nie, en waar niemand meer trane stort nie. Alleen word nagelaat deur Johan Pretorius, haar seun, Lolien Benadia, haar dogter, haar kleinkinders, skoondogter en skoonseun, Pieter Kots, haar vriend, haar broers en haar susters. Die familie het gevra dat ek net 'n paar briefies sal lees. If tomorrow starts without me and I'm not there to see, if the sun should rise and find your eyes all filled with tears for me, I wish so much you wouldn't cry the way you did today, while thinking of the many things we didn't get to say. I know how much you care for me and how much I care for you. And each time that you think of me, I know you'll miss me too. But when tomorrow starts without me, please try to understand that an angel came and called my name and took me by the hand and said my place was ready in heaven far above, and that I'd have to leave behind all those I dearly love. But as I turned to walk away, a tear fell from my eye. For all life, I'd always thought I didn't want to die. I had so much to live for and so much yet to do, it seemed almost impossible that I was leaving you. I thought of all the love we shared and all the fun we had. If I could relive yesterday, I thought just for a while I'd say goodbye and hug you and maybe see you smile. But then I fully realized that this could never be, for emptiness and memories would take the place of me. And when I thought of worldly things that I'd miss come tomorrow, I thought of you, and when I did, my heart was filled with sorrow. But when I walked through heaven's gate, I felt so much at home. When God looked down and smiled at me, from his great golden throne, he said, "This is eternity, and all I've promised you. Today your life on earth is past, but here it starts in you. I promise no tomorrow, but today will always last. And since each day is the same, there is no longing for the past. But you have been so faithful, so trusting, so true. Though there were times you did some things you knew you shouldn't do, and you've been forgiven, and now at last you are free. So won't you come and take my hand and share my life with me? So, if tomorrow starts without me, don't think we're far apart. For every time you think of me, please know, I'm in your heart." En ek neem aan, dit is wat Eileen self geskryf het in 2000, 10 November 2000. My mamma, woorde sal nooit genoeg wees om hierdie einde te beskryf nie. Die verlange is oorweldigend, die vrae onophoudelijk, die what ifs, die was dit genoeg. Weg sonder 'n waarskuwing, daarmee sukkel ek ook. Jy wou tot 100 jaar oud word en ek het daarop begin staat maak. My woede met wie Jesus kom en gaan. Lorena, verstaan dit. Dan herinner hy my dat jy so uitgesien het om hom te ontmoet. En ek kan vir 'n oomblik aanvaar dat jy nie meer by ons is nie. Dat jy nou gelukkiger is as ooit. Jy was daar toch altyd net geleen vir ons en verdien beslis die rus en die vrede waarna jy altyd gesoek het. Ek is en sal altyd onmenslik lief wees vir jou. Dankie vir die formidabele vrou wat jy was. Die groot skoene wat jy volgestaan het in jou klein lyfie. Dynamite really does come in small packages. Ek bid om eendag net die helfte van 'n vrou te wees soos jy is. Jy het my geleer om 'n ma te wees vir my kinders, onvoorwaardelike liefde, soms hard en duidelik, maar bo alles net liefde. Dankie vir die voorreg om daardie liefde van jou te kon beleef. Niks was ooit te veel of te moeilik vir jou wanneer dit by die mense en veral jou kinders en kleinkinders gekom het nie. En altyd so tevrede gewees met die basics en net genoeg. Ek mis jou. Vir ewig in ons harte. Ek weet dat die hartseer eendag vervang sal word met al die mooi herinneringe, want daar is baie ver meer mooi herinneringe. Ek wens my laaste drukkie op Kersdag het ek so effens aan my gehou. Liefde, jou meisie. Mama, waar begin 'n seun met so 'n moeilike brief? Om te sê dankie is nou te laat, die tyd wat jy vir ons geleen is nou weggeneem.
Die liewe Here het ander planne vir jou. Uit die diepte van my hart wil ek net baie dankie sê vir die ma wat jy vir my en my sussie was. Vir dit wat jy ons geleer het van reg, verkeerd en regverdigheid. Vir al jou liefde wat jy altyd vir almal gehad en gegee het. Dankie vir al die mooi wat jy in jou lewe toegepas het, sodat dit in my en my sussie se lewens ingeprogrammeer is. As 'n klein seentjie het jy altyd met my geraas as ons aangejaag het. Maar jy het ook opgestaan as ons nie verkeerd was nie. Selfs in my jonger, moeilike tienersdae was jy altyd daar. Toe jy as ma van 2 kinders moes ewe skielik alleen na tieners moes omsien, toe ons my pa verloor het jy elke dag opgehou en elke dag seker gemaak daar is 'n brood op die tafel vir jou kinders om te kan eet. Dan kon jy self nie eet nie. Dit het jou baie sterk vrou gemaak en daar het ek regtig in my lewe gekry na ek myself gevind het, 'n man geword en jy het my elke dag gesê, onthou, ons weet nie wat môre inhou nie. En as jy kwaad is vir iemand, sorteer dit uit want jy weet nie wat môre inhou nie. Mamma, daar is so baie om te sê, maar my emosies is op die oomblik nog teen mekaar. Want ek kan nog steeds nie glo jy is weggeneem van ons nie. Maar ek sal op 'n plek moet kom dat ek kan besef dat die werklikheid is en dat ek kan vrede maak in my hart. Dan moet ek ook net sê, jammer, ek was nie van die begin af daar, toe jy hulp nodig gehad het die daai oggend. Jammer dat ek nie daar kon wees so vinnig soos ek wou nie, omdat ek nie by die huis was nie. En ek was reeds te laat en ek beloof dat ek sal elke stap saam met my sussie en haar gesin stap en seker maak dat my klein sussie okay is. Nou is dit net 2 van ons in hierdie groot onregverdige wêreld en ons sal saam stap. Weer wil ek net uit die diepte van my hart baie dankie sê vir die mamma wat jy vir my was. En vir die man wat ek vandag is, want sonder jou sou ek dit nie gemaak het nie. Jy is nou daar bo in die hemel by Jesus se voete, waar die bekommernis al verby is en geen stres oor môre. Ek, Johan Pretoria, sal okay wees. En ek sal seker maak jou liefde en omgee vir ander mense sal deur my gedeel word. Want dit is wat jy ons geleer het, om dankbaar te wees en liefde vir jou medemense te deel. Tot ek jou weer sien, liefde en die hemelse groete aan jou. Tot ek jou, my mamma, weer kan doen. En sal jy vir ons speel, Mama, I miss you. Ek sal dan die verdere lees. Your voice is gone.
brings me down. Without your embrace, there's no solid ground. The fire is gone, fire is through. Mama, I miss you. I'll always need you. Laaste briefie om te lees. Aan my engel, ek gaan jou baie mis. Baie dankie vir die tyd saam met jou. Al die herinneringe, liefde en ondersteuning. Vir altyd in my hart tot ek jou weer sien. Liefde jou engel. Ek skat Pieter, dis jy. En ek wil net weer bevestig, hierdie liedjies wat jy het gespeel het ook. Ek het hierdie liedjies voor die tyd luister nie. En met dit alles, met daai gemis, Johan, daai wat jy voel, jy was nie daar, die laaste sekonde nie. Jou maat gebeur. Haar helper is God. Haar sterkte, haar skuilplek is die Here. En terwyl jy daar gaan mis, as daar een manier is wat jy na Eileen Pretoria se legacy kan uitgee. Jy sê jy wil goed doen, jy wil na jou sussie kyk. As daar een manier is wat jy dit kan uitgee, is as ons Here as ek al nie begin om vir die wêreld te wys, God is ons helper. Ons skuil net by hom. Hy is ons bron. Daarom is ons tot alles in staat. En gaan trap 'n Eileen footprint. Pieter vir jou ook, gaan trap 'n Eileen footprint in die mense rondom julle se harte. Die familie het my gevra om met 'n paar bedankings te doen, so ek gaan nie name noem nie. Ek wil net namens die familie en van my kant dan ook vir AGS Betsaida, as vir Pieter, wat sommer dadelik ingestem het, dat ons die begrafnis hier kan hou, en dat ons die diens hier kan hou, en dat ons geen kostes gaan vra nie, so ons wil van ons kant af, namens die familie wil ek ook vir die bestuursraad van AGS Betsaida sê baie dankie vir die oopstel vir die kerk, al was dit net soveel drama, dat ons die KGS nie, en dat ons allerlei goeders moes reël, maar baie dankie vir dit, dankie vir afkop, vir alles wat so mooi is met rondom haar. Dankie dat jy saam met die familie gegaan het, en saam met die familie het moeilike pad gestap het, om alles gereeld te kan kry. En dan van my kant af, wil ek sê, dankie vir Lolien en Johan, en almal wat hulle ondersteun het. Lolien, ek dink dit is van die moeilikste oproepe wat jy misgemaak het. Ek weet nie hoeveel van die oproepe Johan, daar nog in julle pad gaan kom nie, daar gaan nog mense wees wat gaan vra. Maar, dankie vir wat ek vandag hier so sien. Ek sien in al twee van julle, nog 'n stukkie van my. Leef dit groot. Vir julle as vriende en familie, hierdie twee, gaan jy hulp nodig hê. Ja, gaan by God skuil, maar hulle gaan jy hulp nodig hê. Dankie vir julle ondersteuning en julle hulp. Ek gaan net die draers lees, gaan net eers lees wie die draers was wat Eileen ingebring het. Wat daar ingebring het was Johan Pretoria, haar seun, Lolien Benadia, haar dogter, François Benadia, haar skoonseun, Leandra Pretoria, haar skoondogter, Pieter Kotse, ek wil eintlik nie sê haar vriend nie, haar engel, as ek luister na jou stukkie, en Werner van die Heever, die vriendskind. En ek gaan nou vra dan, soos wat ek die name noem, dat die draers, wat uit die kerk uit van beweeg met af, hy sal opstaan, en net na vore sal kom. Michaela Benani, haar kleindogter, Franco Benani, haar
kleinseun, Tristan Pretorius, haar kleinseun, Maureen Jansen van Vieren, haar suster. Ek neem aan Dries is daar nou nie hier nie, soos dan Tiaan van der Lever, vriend, Karen White, haar suster, en die slipperdraer gaan Frikkie wees, Frikkie Blom, haar broer. Ons gaan uitbeweeg, my kans dat ek net voor hulle kan uitkom, dan gaan ons uitbeweeg na die kar toe. Ek gaan vir die vrou vir die familie kans te gee om agter Aline aan te stap. En dan kan u as res saam met ons al by die kar by mekaar kom, waar ons net die finale afskeid gaan doen. Kom ons gaan net so sit, en ons gaan net die seën van die Here verheer. Ek bid dat u aangesig oor hierdie familie en vriende sal ophef, en aan hulle genade sal verwys, dat u aangesig oor hulle sal ophef, en aan hulle vrede sal gee, en dat u hulle sal bewaar. Amen. U is ook welkom om na die diens, as ons klaar is daar agter, vir persens te kom geniet saam met die familie.